So dankbaar as ek dan weer eens vanoggend om deel 2 van gebed onbeantwoord met u te deel. As u dalk nog nie deel 1 gesien het, sal dit heilsaam tot u hart en die gedagtes wees en die gebedsverhouding met die Here, om dit dan ook te gaan kyk. U kan gerus gaan kyk op Brood en Water 5 minute woord op TikTok en dan ook Pastoor Gary op YouTube. Ons het laas gestop in deel 1 by verwaarlosing van God se woord. Ons gaan vanoggend aan en ons praat die eerste ene in deel 2 afgoderry. Esegiel 14 vers 3 sê: hierdie leiers het hulle harte op afgoderry gerig. Hulle het die struikelblokke van sonde in hulle lewe toegelaat. Weet u dat geld, besittings, mense en die eie ekke, as ons dit bo God stel, kan dit moontlik ons gebedsverhore blokkeer. Nommer 2, geduld. Habakuk 2 vers 3. Dit sê die volgende: dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig maar seker breek die tyd aan, wanneer die visioen waar sal word. Wag geduldig, al voel dit of dit stadig gaan. Wees seker, dit gaan gebeur. Dit sal nie onnodig talm nie. Somtyds moet u en ek net hierdie blokkerings in ons lewens wegneem en in nederigheid en liefde en met baie geduld hom eer, loof en prys. Die Here word nie aangejaag nie, so wag op sy tyd. Nommer 3, gebedloosheid. Lukas 18 vers 1 sê die volgende: en Jesus deel hier 'n gelykenis met die mense om hierdie gebedloosheid te verduidelik. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om aan te toon dat hulle moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Ons bede tot God moet onophoudelik wees. Net soos hierdie weduwee konstant by die onregverdige regter gepleit het. Onthou net, geen gebed, geen krag. Ons gaan nommer 4, liefdeloosheid. 1 Petrus 3 vers 7. Wees almal eengesind, simpatiek, lief vir mekaar, goedhartig en nederig. Liefde, ware liefde, maak geestelike deure oop, maar twis sluit hierdie deure. Gebroke verhoudings kan die liefde verander en die liefde vir die Here belemmer. Dis dan die klompie, sal ek sê, moontlike stopblokke wat u gebedsverhoring dalk kan belemmer. Kom ons sluit die oë en ons eer die Here vanoggend vir hierdie gedeelte wat hy my gelei het deur die Gees van God, en dat dit vir ons almal daar is. Here, ons is so dankbaar, Here, en ons wil U eers loof en prys, en ons wil vir U die Here al die eer en die lof en die dankgesegging gee, Here, want Here, U is dit waardig, en soveel genade het God vir ons gegee, dat hy sy enigste seun gestuur het, om ons te verlos van die sonde mag wat oor ons gehang het, Here. Maar Here, elkeen van ons kan besluit en ons wil in die Here plaas. Here, mag U ons ook help met hierdie deel 1 en deel 2 se aspekte wat moontlik ons gebedsverhoring kan blokkeer, Here. Dat ons hierdie dinge sal verwyder uit ons gedagtes, uit ons daaglikse lewe, en dat ons dit wat ons moet doen sal toepas, Here. Here, mag ons staat maak op die krag van Jesus Christus, die Trooster, die Heilige Gees se leiding in elke dag. Ons bid al hierdie dinge in die lieflike en kragtige naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Pastoor Gary
Brood en water 5 minute woord groete en weet net, Jesus is baie lief vir u. Amen.